Prys die Here. Baie welkom vanmôre, maar ek wil vanmôre verder gaan. Laasweek het ek gesê, jy's wat van die Here, jy sy geliefde. En sê vir die ou langs jou, jy lyk soos die geliefde. Geliefd. En ons is geliefd omdat Jesus die geliefde is ons geliefd. Nou vandag gaan ek met jou praat oor wat doen Jesus vandag? Wat doen Jesus vandag? Met alle respek, die dag toe Jesus gesterf het en opgevaar het, hemel toe, het gegaan nie. Hoor mooi, die Here gaan nie op pensioen nie. Hy is dieselfde gister, vandag tot in alle ewigheid. Maar hy het nooit sy werk laat vaar nie. En ek wil vanmôre vir jou vra, wat is die grootste behoefte wat ek en jy as mense het? Wat is die grootste behoefte? The biggest desire wat ons as mense het. Wat is ons grootste behoefte op aarde is nie net kos en klere nie, maar ons grootste behoefte in 'n krisis is, wat is jou grootste behoefte in 'n krisis? Is dat mense saam met jou bid. Is dit waar? Ek was al in 'n krisis gewees en ek onthou, ek en Lindy was jare terug het ons 'n situasie beleef waar ons vir een van Lindy se familielede moes gebid het dat die Here hom moes genees. En ek en Lindy kon op daai oomblik het ons 'n gebedsketting gevra en ons het vir almal moontlik gevra om te help bid. Want die krisis het veroorsaak desperaatheid. Nou, was jy al op 'n plek waar jy vir iemand gevra het, bid vir my? En dan, weet jy wat en voor daai krisis, as iemand vir my gevra het, bid vir my, dan sê ek nie, ek sal vir jou bid, maar ek bid dan nooit nie. Na daai krisis, as iemand vir my vra, bid vir my, dan bid ek onmiddellik vir daai persoon. Want weet jy waarom? Want gebed verander sake. Amen. Gebed verander sake. En dit is belangrik wat ek nou sê. Die Here sê vanmôre, dat hy is vanmôre hier, om jou gebed te verhoor. Maar ek wil vanmôre met jou praat oor wat doen Jesus vandag? Wat doen Jesus vandag? Nou, die woord sê Jesus eerstens regeer met die scepter in hemelse plekke. En hy regeer met 'n scepter in hemelse plekke en ek het vanmôre 'n scepter hierso wat iemand vir my gegee het. Nou, die doel van 'n scepter is as jy by 'n koning kom en hy lig die scepter, dan mag jy inkom. En as die koning 'n scepter vat en hy vat 'n scepter en hy maak 'n decree, dan word dit deur die hele land of die hele omgewing, die hele ryk word daai decree vasgemaak. Die scepter gee jou reg om te regeer. Dis wat 'n scepter. Nou dit was nie net 'n stokkie nie, en hierdie lyk amper soos 'n trompoppie stokkie, wat ek nie gaan probeer draai nie, want ek gaan dalk seer kry. Maar wat ek wel weet is, dit was baie meer, die een wat die scepter in sy hand gehad het, is die een wat regeer het. Nou sê die woord in Efesiërs, sê 1 vers 6 en 7, wat sê, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het, in die geliefde. Wie is in die geliefde? Jesus is die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade gekry. Deur Jesus Christus het ons verlossing gekry. Want waar sit Jesus vandag? Hy sit in hemelse plekke. Met wat? Met 'n scepter. Dit is belangrik om te verstaan dat die kruis was 'n oorhandiging wat plaasgevind het van waar die Here 'n scepter gekry het en die autoriteit en gesag vir gekry het. En daarom wil ek vandag vir jou sê, daar's 'n autoriteit in die gees wat los gaan kom in die laaste dae, wat God se heerskappy weer op aarde gesien gaan word. Amen. Amen, ek glo dit. Nou, Jesus regeer met die scepter in hemelse plekke. Nou die woord sê, en ons gaan kyk, die eerste ding wat hierdie scepter bewerkstellig het, hierdie nuwe manier van dinge doen, vir Jesus vir ons bewerkstellig het. Hy het vir ons dit bewerkstellig, dat ons nou 'n verhouding met God kan hê.
Hebreërs 1 vers 1 sê, in die verlede het die Here deur sy diensknegte die profete gepraat, maar in die laaste dae praat hy deur sy seun met ons. Ek en jy het nie meer nodig dat die Here met ons moet praat deur profete nie, alhoewel hy profete gebruik. Hy praat persoonlik met jou. Hy praat in jou gees en hy bevestig sy woord in jou. En dis wat hierdie scepter kom doen het. Hierdie scepter het 'n autoriteit in jou en my lewe gebring, dat ons persoonlik met die Here 'n verhouding kan hê. Nou sê die woord in Hebreërs 1 vers 8. Nou sê die woord baie duidelik, hy sê, maar van die seun, u troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. Dis 'n geregverdige scepter. Dis nie 'n onregverdige scepter. En dis belangrik om dit te verstaan, want daar's baie koninkryke op aarde, maar daar's baie onregverdige heersers op aarde. Maar God is 'n regverdige scepter, of regverdige heerser. En as ons dit gaan verstaan, dan verstaan ons deur Jesus, hy's regverdig. Hy sit by die regterhand van die Vader. Hy sit by die troon, sit in die troonkamer in die regterhand van die Vader, en die scepter is in sy hand gegee. Die scepter is in Jesus se hand gegee. En ons moet dit verstaan, want dis 'n regverdige scepter. Nou, as ons gaan kyk na die woord van die Here, dan sien ons die boek Hebreërs, en ek gaan nie deur die hele boek Hebreërs gaan nie, maar as ons kyk by Hebreërs 1, dan sê hy groter as engele is hy. Dan gaan hy verder, Hebreërs 2, groter as Moses is hy. En dan gaan hy verder, die groter as faktor, ek noem dit die groter as faktor, en dan kom hy hierso by Hebreërs, en dan gaan hy verder in Hebreërs, dan sê hy dat die troon van God is gevestig, want Jesus het die scepter, en hy sit aan die regterhand van die Vader. Nou sê die woord, hy regeer nou in hemelse plekke, vanuit 'n hemelse perspektief. Ons verhouding met God het nou verander. Dis nie nou meer 'n verhouding wat kom uit werke soos die Ou Testament nie. Dis nou 'n verhouding wat kom deur Jesus wat regeer uit hemelse plekke. Dit beteken dat 'n ander verhouding met hom. Nou, as jy ons net dink aan die boek Ester. In die boek Ester, as die koning nie die scepter gelig het en vir Ester gesê het sy mag nader kom nie, dan mag hulle haar doodgemaak het. Is dit waar? Nou weet jy wat, Jesus Christus het 2000 jaar terug die scepter gelig, sodat ek en jy met vrymoedigheid na die troonkamer van God kan gaan. In verhouding met die Here. Ons verhouding het verander van vrees na vrymoedigheid toe. Hebreërs 4 vers 16 sê, ons kan met vrymoedigheid nou na wat gaan? Na die troonkamer van God. Waarom? Want daar's 'n nuwe scepter, 'n nuwe manier van doen. Ons posisie het verander. Ek wil hê jy moet verstaan jou posisie, en ek gaan dit aanhou sê, totdat ons dit in die gees, dat dit in ons geesmens val, dat jou posisie het verander van vlees na gees, en jy sit nou in hemelse plekke. Jou identiteit het verander. Jy was 'n sondaar gewees. Dis wat gebeur het. Die woord sê dit so duidelik, dat hy sê, die woord sê dat in 1 Korintiërs 5 vers 21, Jesus het wat vir ons geword? Jesus het vir ons ongeregtigheid geword, sodat ons sonde geword, sodat ons kan word geregtigheid. Jou kleed het verander, jy het 'n wit kleed, jy het 'n scepter, jou identiteit het verander. En dit is so belangrik, want daai maak dat ons met vrymoedigheid na die troonkamer van God kan gaan. En ons posisie het verander, die dag toe ons in Christus Jesus sterf, die dag toe ons lewe vir die Here gee, en sê, Jesus kom woon in my hart, toe sterf ons het saam met hom gesterf, ons het saam met hom opgestaan, maar ons sit ook saam met hom in hemelse plekke. Dis jou nuwe identiteit. Belangrik wat ek nou sê. En ons moet daai goed begin verstaan, want hoe meer jy gaan mediteer op jou nuwe identiteit,
hoe meer gaan jy by 'n plek kom dat jy verstaan, jy is meer as oorwinnaar. Nou punt nommer 2, Jesus is ons hoëpriester tussen God en mens. As ons gaan kyk na die Ou Testament, en ons kyk na die Ou Testament, dan sien ons 'n hoëpriester het een keer 'n jaar tussen God en mens gaan staan om die sonde van die volk op hom te neem. Nou is interessant, dat as die priester een keer 'n jaar in die allerheiligste in beweeg het, waar hy die sonde van die mens of die volk op hom geneem het, dan moes hy 7 keer sy bloed in die allerheiligste moes hy besprinkel. En hy moes bloed invat. En Jesus het 2000 jaar terug, het hy sy bloed op 7 plekke, het hy sy bloed gegiet. En dis wat die heenwysing van 7 is die volmaakte getal. Dis 'n heenwysing dat hy sê, Jesus is die volmaakte hoëpriester tussen God en mens. En as ons dit verstaan, gaan jou verhouding met die Here ook verander. Hebreërs 10:14 sê, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Want deur een offer, hoeveel offer? Een offer, het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Wie is dit? Dis ek en jy. Hy het dit kom doen. Hy het nie net die een offer was volmaak nie, hy was ook die volmaakte hoëpriester. Hebreërs 10:14 sê, want deur die een offer sê hy dit. En dit is belangrik, Hebreërs 1:3 sê ook, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid. Hy is die afskynsel van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese. En alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sonde te bewerk, het gaan sit het aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Nadat hy wat gedoen, hy het ons gereinig, het hy gaan sit in die regterhand. En wat het hy gedoen? Hy het 'n plek ingeneem van autoriteit met 'n scepter. Jy moet dit verstaan, hy het nie net daar gaan sit en gesê, okay, nou het ek afgetree nie. En ek sê dit met respek. Jesus het nie gaan aftree in die hemel nie. Hy het wel gesê dit is volbring, maar hy het nie gesê dit is klaar nie. Hoor mooi, hy het nie gesê dit is klaar nie. Hy het gesê dit sal eers klaar wees as die vyand onder ons voete is en ons saam met hom in hemelse plekke sit. Maar ek wil sê, voor daai tyd is sy werk ook nie klaar nie. Nou wat het Jesus op aarde gedoen? Jesus het op aarde gebid en hy het ingetree vir ons. Nou Lukas sien ons in Lukas 22 vers 31 en 32 sê, en die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om jou soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie, en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broers versterk. Nou wat het Jesus op aarde gedoen? Hy het op aarde alreeds begin intree vir Petrus. En Jesus het nog niks verander nie, want hy is dieselfde gister, vandag, tot in alle ewigheid, sê Hebreërs 13 vers 8. Dit meen, wat doen hy vandag nog aan die regterhand van die Vader? Hy tree vir ons in. Hy tree vir ons in. Nou as ons kyk Johannes 17:9 op aarde, het hy, ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. Dan vers 20, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, sê Johannes 17:20. Ek bid vir hulle. Nou hy sê ek bid vir hulle, vir wat se rede? Sodat hulle nie sal hulle geloof verloor nie. Nou die Here bid vandag vir jou en my, sodat ons nie ons geloof sal verloor nie, mense. Want daar's 'n duiwel en hy wil wat kom steel? Hy wil geloof kom steel. Hy wil maak dat ek en jy moet twyfel in die goedheid van die Here. En weet jy, ons moet twyfel in God se verlossingsplan oor ons lewe. Nou wat doen God se verlossingsplan? Eerstens, hy laat ons leef en hy laat ons regeer. En Jesus tree vir ons in, hy tree vir ons in by die Vader. Nou wat interessant is, Jesus is die Alfa en die Omega. Nou weet jy, as ek en jy vir iemand bid, hoe bid ons? Ons bid met die kennis wat ons het. As ek na jou toe kom, en ek vra vir wat kan ek bid, dan gaan jy sê, bid vir my linkertoon,
aan my linkerkant se voet wat se naal afgeval het, byvoorbeeld. Ek spot nou maar jy gaan spesifiek wees. En jy gaan spesifiek wees vir wat ons moet bid. Meer dat jy gaan bid, ek gaan bid vir wat jy vra. Maar as Jesus is die alfa en die omega. Dit meen as hy vir ons intree, is daar 'n bietjie 'n ander manier van hoe hy bid, want hy bid met nie voorkennis nie, hy bid ook met die kennis van wat gaan kom. Nou sê Hebreërs 7:25, daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef en vir hulle in te tree, of vir hulle te bid. Nou ek wil sê die beste bidder, voorbidder, is nie op aarde nie, maar die beste voorbidder is in die hemel, by die regterhand van die Vader. Want as Jesus vir my en jou bid hy nie met die kennis wat ons vir hom gee nie, maar hy bid met die kennis van, hy is die alfa en die omega. Hy weet klaar wat gaan kom. Daarom weet hy wat om vir jou te bid. Hy bid met 'n ander manier van bid. Hy bid jy kan dalk sê, Here, seën my. En jy kan dalk sê, Here, geef my die, geef my daai, maar hy sal dalk bid vir jou en sê, ek kan nie hom nou seën nie, want hy kan die seën nog nie ontvang nie. Dit gaan hom verwoes. Dan kan hy sê, ek bid vir hom, dat hy voorberei, of sy voorberei sal wees vir die seën, sodat die seën hom sal kan laat groei, en sodat dit tot seën sal wees. Dis hoe God bid. Dis hoe Jesus bid. Hy bid met alle kennis in gedagte. Nou ek wil net vir 'n paar oomblikke in die hemel gaan sit, en bietjie hoor wat sê, hoe bid Jesus oor my? Hoe bid Jesus oor ons? Want hy bid anders as mens. Hy bid met 'n gedagte van oorwinning, 'n totale oorwinning, maar hy bid met alle kennis. Dit bietjie anders, né? Nou dit is so belangrik, want ons sit almal vandag, is al goed in ons lewens, wat ons vir die Here sê, Here help my. Kom ek vra so, wie het vandag geen probleme nie, wie het geen goed wat hom pla nie, en dit gaan net honkie dorie en die Here hoef vir jou wonderwerk te doen nie. Steek gou jou hand op. Hier is nie een persoon wat vandag hier sit, wat nie sê, Here, ek het nodig dat U vir my moet deurkom, op een of ander situasie. Maak nie saak of dit liggaamlik is nie, maak nie saak of dit verhoudings is nie, maak nie saak of dit finansiëel is nie. Wat ook al die situasie is, ek wil vandag vir jou sê, Jesus sit in die hemel, en hy bid vir jou. En hy tree in vir jou. En hy is die een wat hy net intree, hy gaan nie ophou en vergeet nie. Hy gaan aanhou by die Vader vir jou bid, totdat die vervulling plaasgevind het van daai gebed. Ek wil vir jou sê, dit het vir my soveel bemoediging gebring. Dit het vir my soveel bemoediging gebring, omdat ek 'n ware intercessor had. Hy is die ware intercessor, wat vir ons bid. Dit het vir my soveel vrede gebring, sê, wow, Here, U het nie net gaan sit in die hemel, en gesê, okay, nou, let be, doen maar wat julle wil doen, ek het klaar gedoen wat ek moes doen. Jesus het gaan sit in die hemel, en hy het met hierdie kennis van wat was, en wat is, en wat sal kom, met al hierdie kennis, met al hierdie wysheid, want hy is alwetend, het hy gaan sit by die Vader, en nou begin hy vir ons bid, en nou begin hy vir ons intree, en nou begin hy sê, ek bid nou vir Rian. En dan begin hy bid, hoe bid hy vir Rian? Hy sê, Here, begin 'n bietjie vir my wys, hoe U bid vir my. Ek dink, dan gaan ek anders bid. Want dan gaan ek anders bid, dan gaan ek bid soos hy bid. En as ek begin te bid soos hy bid, sê die woord in Johannes 15:7, as jy in my bly, en my woord in jou, kan jy vra net wat jy wil, en jy sal dit verkry. Maar daar's 'n ander manier van bid nie. Voordat ons wegtrek, soos 'n geweer, soos 'n outomatiese geweer wat ons versoek is, so voor die Here uitskiet. Voordat ons so begin bid, moet ons stil word, en bietjie hoor wat sê die Vader.
Want Jesus het in Hebreërs 1 vers 1 gesê, in die verlede het ek deur my diensknegte die profete gepraat, maar in die laaste dae praat ek deur my seun. Nou wat sê hy? Hy begin met jou praat oor wat hy bid in die troonkamer. En weet jy wat doen hy? Dan vat hy 'n scepter en dan verklaar hy dit waar oor jou lewe. Dit sal so wees. Dit sal so wees. Jy weet, en ek wil afsluit met dit, die duiwel kopie alles. Wat doen 'n towenaar? Hy het 'n scepter. En dan het hy 'n paar goedjies wat hy sê, ping pong pang, whatever. Ek ken dit nie om nie. Maar dis net alles 'n namaaksel van die ware. Want die Here het ook 'n scepter, maar dis nie 'n abracadabra stokkie nie. Dis nie 'n stokkie, 'n towenaar stokkie nie. Maar dis 'n scepter uit die hemel uit. Wat God gegee het vir sy seun, en as Jesus bid en sê, dit sal so wees. Dis iets anders. En ons moet hoor, wat sê Jesus? En wat is die decree uit die hemel uit wat hy oor ons sê? Al sê die woord, goedheid en guns sal ons volg, al die dae van ons lewe moet ons dit begin hoor. En ek wil hê ons moet vanmôre afsluit. Maar ek wil hê jy moet vir 'n paar oomblikke, terwyl jy die musiek speel. Ek het nou 'n vraag gevra. Het almal 'n behoefte in hierdie plek? En almal het 'n behoefte, is dit waar? Maar ek wil hê jy moet bietjie stil word. Hebreërs 1:1 sê, in die verlede het ek deur my diensknegt die profete gepraat, maar in die laaste dae praat ek deur my seun. Ek wil hê jy moet hoor wat sê die seun vir die vader oor daai probleem. Wat sê die seun vir die vader oor jou situasie in jou liggaam? Wat sê die seun vir die vader oor jou finansiële situasie? Of oor jou huwelik, of oor jou verhoudings? Net daar waar jy sit, begin sê, Here, praat in my gees. Praat in my gees, Here. Praat in my gees, wat bid Jesus oor jou nou? Vra die Heilige Gees dat hy nou vir jou sal sê, wat bid hy nou oor jou? Dankie Heilige Gees, dat u nou in elkeen se hart praat en vir elkeen sê, wat doen die hoofintercessor, Jesus Christus, wat aan die regterhand van die Vader sit nou? Wat spreek hy nou oor ons, Here? En Here, daai situasie wat mense oorweldig, wat sê u oor dit? Is dit 'n ja of is dit 'n nee? Is dit jy moet net geduldig wees? Jy moet net vashou? Of is dit jy moet beweeg, ek is saam met jou? Wat sê die Here in hierdie oomblik? Net daar waar jy sit, vra die Heilige Gees. Kom Heilige Gees, praat in die harte van die mense. Elke gelowige wat hier is, Here, praat in ons harte. Amen, amen. Nou terwyl jy gehoor het wat Jesus deur die werking van die Heilige Gees aan jou hart gesê het oor daai situasie, wil ek hê jy moet sien hoe die Here sy scepter uitsteek en sy scepter na daai situasie uitspreek en vanmôre 'n deklarasie van oorwinning bring. En dat jy vanmôre sal aansluit by wat hy sê en sal spreek wat hy sê. Want as jy spreek wat hy sê, dan sal jy oorwinning kry. En ek wil vra, kom ons staan net vir 'n paar oomblikke net op, almal wat hier is. En ek gaan vra terwyl die musiek net so in die agtergrond speel, wil ek hê jy moet nou begin te bid wat Jesus bid. En sien hoe hy sy scepter oor daai situasie uitspreek en uitsteek en vanmôre sê,
daar's oorwinning, oorwinning, oorwinning. Net vir 'n paar oomblikke. Begin te bid, net daar waar jy staan. Begin in jou hart te bid. Begin te bid uit en sê vir die Here wat hy sê oor daai situasie. Die hoëpriester wat nou in beweeg. Die ware hoëpriester wat nou in beweeg. Die ware hoëpriester wat nou 'n uitspraak oor jou lewe maak en die scepter uitsteek. Dankie Here in hierdie oomblik terwyl ons nou bid, Here. Here, begin mense situasies in hulle lewe aanspreek, Here. Here, maar hulle begin dit uitspreek uit 'n hemelse plek uit, Here. Uit 'n plek uit wat U deklarasies het en goed sê, Here, oor daai situasie. Here, U verander nou in hierdie oomblik daai situasie. Here, want U praat, U steek U scepter uit en sê, dit sal so wees, Here. U sê in hierdie oomblik, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur die Gees spreek die Here. And thank you, Lord, for the declarations of the Lord. Here, en dankie, Here, dat in hierdie oomblik, Here, declare U. En Here, en decree U. En U decree, Here, U woorde, U woorde van oorwinning, Here. Ons sal oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis, Here. Ons sal oorwin, ons is die kop en nie die stert nie. Ons gaan boontoe en nie ondertoe nie. Ons sal oorwin, Here, ons geloof is gebou, Here. Want U spreek dit, Here. U spreek dit, Here. Ek sien waar mense geloof tekort kom. Net soos U vir Petrus geloof gegee het, gebid het. Hy sê, ek bid vir jou geloof. Ek bid vir jou geloof. Bid ek nou ook, Here, dat faith will arise. Faith will arise. Faith will arise in the name of Jesus. Dat geloof sal styg, Here. En dat ons sal begin sê die onmoontlike asof dit al reeds daar is. Here, ek hoor vanmôre terwyl ek bid, U sê niks is by my God onmoontlik. Niks is onmoontlik nie. Here, as ons begin praat wat U sê en bid wat U sê en saamstem wat U in hemelse plekke al reeds vir ons gebid het, Here. Vader, waar 2 of 3 oor enige saak saamstem, so sal dit wees. As U in die hemel oor 'n saak iets sê en ons stem saam op aarde wat U reeds in die hemel sê, dan sal dit so wees. We declare it, Lord. En dankie, Here, nou in hierdie oomblik verklaar U oorwinning in hierdie plek. In die naam van Jesus. Esabasuka basata bandarama. Rebaka sotobo sata banderamanda. I declare victory, Lord. Victory, 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 victory. Victory, 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 Lord. In the name of Jesus. Amen, amen. Amen. Weet terwyl ek so bid, sien ek die Here kom en hy vat, en hy kan vat sy staf van autoriteit, sy scepter van autoriteit, en hy kom sit dit so op mense. Amen. En dit wat jy gebid het, word waar in die naam van Jesus. Amen. Amen. Prys die Here. Kom ons gee die Here die eer. Weet jy, toe ek hierdie openbaring kry van wat ek vanmôre gepreek het, ek bid nou deesdae anders, hoor. Ek bid nou uit hemelse plekke uit. En hoor wat Jesus sê, en dan sê ek wat hy sê. Dis beter as wat jy sê, hoor. Is dit waar? Amen. Prys die Here. En ek glo, hoe meer ons so gaan bid, hoe meer sal ons oorwinning sien. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Amen. Wie ek wil vir jou sê, ek sien duidelik die Here kom sit so, die scepter so op. Ek hoor dit. Die Here sê, ek het jou gebed verhoor vanmôre, my dogter. Ek hoor dit. En die Here sê, dit sal nie meer dieselfde wees. In the name of Jesus. Healing. Amen. 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 Dankie, Here. Prys die Here. God is goed. Amen. God is baie goed. Amen. En die duiwel is 'n vuil goed. Amen. Amen. Kom ons sluit af met hierdie gebed wat ons elke week bid en ek wil hê jy moet dit verklaar, want God se heerlikheid moet gesien word in ons omgewing. Amen. Ons wend onsself na die noorde, die ooste, die suide en die weste. Ons verklaar dat God mense sal oprig wat hom sal ken, wat hom sal lief hê en verandering sal bring. Ons doen dit doelbewus en ons weet waarom ons dit doen.
wat alle mag en gesag is aan ons gegee in Jesus naam. Here, rig ons gesinne op sodat ons verandering in ons omgewing kan bring en goddelike groei sal beleef. En ons dank U nou vir die arbeiders en die oes in die naam van Jesus. Amen. 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 Dankie Here. Dat in hierdie oomblik, Here, het ons hierdie vrymoedigheid, Here, dat ons bid nou anders, Here. Want Jesus, ons hoor wat U sê, die hoofintercessor. En dan sê ons wat U sê, Here. En dit verander ons wêreld, Here. En dankie, Here, vir hierdie openbaring, Here. En mag dit deel van ons gebedslewe bly. Ons loof en ons prys U daarvoor, Vader. In die naam van Jesus. Amen. Amen. Baie dankie, mag jy 'n geseënde en 'n wonderlike dag hê.